Jy moet maar vir my sê, wie se wil is dit dat jy nie die woord van God wil hoor nie? Is dit God se wil? Tweedens, wie se wil is dit? Dat jy nie gaan kyk op wat jy hoor, wat jy nie like, God se woord is dit. Wie se wil is dit dat jy nie gaan kyk nie? Want ek kan een ding vir mense vanoggend sê wat nie twee is nie. Weet jy wat sê God van homself? Want ek raak nou keelvol om te hoor van almal se gevoelens. Regtig. Hoe hulle voel, waarvan af hulle kom. Maar ek hoor nie mense vra hoe God voel nie. Wat God se wil is nie. Kom ek sê gou vir jou vanoggend vinnig net gou hierso. Jy is nie geskape, om 'n sukses op hierdie aarde te wees nie. Jy is geskape om God glorie te gee in jou geboorte en jou sterwe. En die belangrikste ding is hoe jy sterf. Die belangrikste ding is die ewigheid. Die belangrikste ding is die ewigheid. Maar dis nie wat ek hoor nie. Ek voel al, hoekom is ek altyd, Here, almal sien my goed, is negatief, hy's negatief, hy's negatief, hy's negatief. Here, asseblief. Maar as jy gaan wegvat wat jy vandag noem as negatief en positief, het jy 'n dun Bybeltjie, ou broer en ou sustertjie. Jy het 'n baie dun Bybeltjie, hoor. En weet jy wat opmerklik is vir my? Weet jy wanneer gaan mense met dringendheid in God se woord in? Wanneer hulle 'n weg uit sy wil uit kan kry en sê dis vir die Here. They go and take the exceptions from Scripture to justify their wickedness and says, it is written, I may do so. Wanneer dit 'n uitsondering was. Verstaan mense waaroor ek praat vanoggend hierso? Dit is hoe ons alles wil verdraai en God moet nou aanpas by die tradisie en kultuur. Hulle gaan vat die exceptions. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Nou, die woord van God sê, it is appointed to each man to die once and then the judgment. Maar tog lees ons van mense wat uit die dood uit opgewek is. So, vir hulle gaan nou gesê word, alhoewel God se woord sê, to each man is appointed to die once and then the judgment, vir daai paar wat vir ons gegee het, wat uit die dood opgewek is deur Jesus en Paulus en wie ook al, kan ons nie sê, for them it has been appointed once. Wat ons moet nou maar sê, hulle het 2 keer gesterf. Yes. Maar nou wat ons doen, nou gaan verander ons al die goed van die Here. Ons gaan verdraai alles as gevolg van daai 1 of 2 uitsonderings. Ons gebruik dieselfde met vrouens wat agter 'n pulpit staan. En ek praat nie van getuienis nie, want 'n vrou mag getuig. Yes, daai vrou by die put, wat het sy gedoen? Het sy gaan preach in die dorp en gesê, die man weet alles van my? Nee, sy het gesê, sy het gewitness. Yes. Maar Naomi het dit in die Bybel gedoen, en Esther het dit gedoen. Dit was in 'n tyd van God se oordeel oor 'n nasie. Dit was die uitsonderings wat ons gaan verdraai het, want as jy in 'n hof moet instap en wat oorweldigend is in die woord, en dit gaan uittik en dan neersit aan die een kant en wat jy glo aan die ander kant, come on man. Die Here het vir ons 2 goed gesê, hy het gesê, verdeel my woord reg.
Nommer 2, study yourself. Wat, dat jy 'n bachelor of 'n doctorate of 'n honneurs kan kry? Approved to God. God sê, when you are saved, you're called. Daar's jou ordinasie. Want as mense glo dat go out and make disciples is net vir sekere mense. Wow. En so vat ons, né? We take the exceptions and turn them into teachings. En mense wat lei is, glo die dinge. Mense wat lei is, glo die dinge. Dis die waarheid. Kyk man, die woord van God hou jou weg van sonde, of jou sonde hou jou weg van die woord van God. Ek sien die dinge man, jy of sy kan nou niks niets vertel nie. Yes, it takes one to see one. Jy is doodreg for such word. Wie is hierdie mense wat 'n vorm van goddelikheid het, né? Maar hulle ontken God se krag. My magtig mense, jy gaan nie 'n kroon verloor nie. Hierdie is 'n salvational issue. Hierdie is die mense wat Jesus verwerp op die einde. Die laaste dag. Wanneer is jou laaste dag? Weet jy? Want daar's 2 maniere wat jy voor die Here gaan staan. 2 maniere. Of hy kom eerste, of jy gaan eerste. Daar het vanoggend baie mense gesterf, nee, wat voor die Here staan, wat 'n vorm van goddelikheid in hierdie wêreld gehad het, maar hulle het die Heilige Gees verdruk. Want hulle het die krag ontken. Want die krag van God sê jy kan. In my gees, in jou, kan jy doen wat ek sê. Yes, maar in jou vlees kan jy nie. Dis die ding, is dit nie? So, as jy gaan kyk na elke persoon in die woord van die Here, né, die misleidende goed, die strange woman, die kinderagtige mans en al daai goed, hulle het 'n vorm van goddelikheid gehad. Gaan kyk na die vrou in Proverbs. Toe sy daai jong man in 'n huis inbring. Sy sê, ek het hierdie Christelike dinge gedoen. Ek het hierdie religious dinge gedoen, my offering, my man is weg met 'n sak geld, en die maan is vol, kom hy terug, hey, ons doen dit in die naam van die Here. Nou, waar verloor ons, waar besef ons, né? Hier is die lyn. Ek is 'n persoon met 'n vorm van goddelikheid, laat dit nie so wees nie. Die toets in die temptasies. Want dieselfde mense, daar's mense wat weet hulle loop net met 'n vorm van goddelikheid en hulle leef in die donker. Daar's mense wat onseker is en voel, Here, die mense dink ek's 'n Christen, maar magtig as hulle weet wat ek doen. Maar dis dieselfde mense wat die skrif onthou van hierdie mal predikante, wat sê, God sê, vir hom is alles moontlik. Is jy nie dieselfde ou, wat daar by die rugby gebid het en gesê het, I can do all things, Is jy nie dieselfde ou of vrou wat in die kerk gaan staan het en gesê het, God se genade is genoeg vir my nie. Maar as dit kom, waar ons harte getoets word deur die Here, né? Dan besluit ons daai aand met daai man of vrou in jou bed, of daai geld wat jy so steel, of jou jaloesie, jou onvergifnis, jou bitterlikheid, jou skinderbek en al daai dinge. As dit kom daarby, waar is God se verklaringe nou? En dan val jy in dit wetende dat God gesê het hy gaan vir jou 'n way uitgee. Dit is bewustelike verwerping
van wetende krag van die Heilige Gees wat nie joune is nie. Die Here sê, jy kan maar huise bou in my naam en sê, dis die Here se huis, maar hy sê vir jou die ding vanoggend. Nou, jy kan maar hoor, ek sê jy en jou, ek gee nie om hoe jy voel nie. As jy kind van die Here is, gaan jy sê amen. OK, want jy ken sy woord en jy ken sy stem. Ek praat nie foreign dinge hierso nie. Jy kan maar sê, dis 'n huis van die Here hierdie. Maar die Here sê, as ek nie daai huis gebou het nie, nê. Ou boetie, jy kan die Here lekker dien, nê, as dit goed gaan, nê. Buite die wind en by die storm en bo op die valleys, nê. Maar kom ek sê vir jou vandag, sê die Here, ek is God van die dale. Kom ek sê vandag vir jou, as ek nie daai huis gebou het nie, is dit 'n huis van die duiwel. Want ek, sê die Here, is die hoeksteen. Ek is die fondasie. My woord is die fondasie. En jy wat sê die hart wil hê, wat die hart wil hê, het jy nie gehoor wat hy vir jou gesê het oor jou hart nie. Of het jy iets in die Bybel gekry wat te sê jy hoef nie? O Here, dankie, ek het dit in die woord gekry. Ek hoef nie dit te doen wat Jesus wil hê nie. Ek hoef nie dit te doen nie, want ek het die Bybels. Ek het al gehoor 'n vrou sê sy het 'n rede gekry om 'n derde vierde man te skei in die Bybel. Hulle het bo oor alles gaan lees, tot hulle iewers en genoeg predikante gaan sien, valse herders, ja, nee, hier's 'n escape clause. Yes, God wil, God wil hê, almal moet gesond wees. Yes, glo jy dan nie in healing nie, Dion? Natuurlik doen ek. Van God af. OK, maar ek kan vir jou een ding sê, dis weer 'n geval van waar ons die uitsonderings vat en ons maak dit God se woord en dit is nie, want ons vermy die res. Gaan hospitale toe dan. Hou op mense hier in die kerk. Gaan hospitale toe. Hier's baie buite pasiënte in die Oos-Kaap, Wes-Kaap, hoorie. Gaan loop 'n bietjie daarin, né? Hoeveel mense het Jesus gesond gemaak daar by die poel van Bethesda? Hoeveel mense het daar gesê ons wag vir 'n engel om te kom roer? Een man. So vat ons die uitsonderings van die Here. Hoekom? Want ons wil 'n vorm van goddelikheid hê, maar ons wil nie sy krag herken nie. Want die Heilige Gees van God sê dit, dat you are to overcome. Grace, my vriend, of my broer, of my suster, of wie ook al jy is, Grace is the freedom to stop sinning. 'n heiligmaking en sanctifisering in die Here. Sterker en en 'n groter hart vir wat God haat en 'n groter hart vir ons eie sonde. En 'n vermeerdering van die kleinste sonde wat ons nie eens oorweeg het 'n jaar terug nie, wat ons voel of ons moord gepleeg het. Dis die heiligmaking, dis die tekens, dis die merke en ons is geroep om teen hierdie dinge te preek. En ons het vooraf gesê hoe die vervalle wêreld dit gaan ontvang. Hulle gaan nie handjies klap nie. OK. Hulle gaan nie. Hulle het 'n vorm van goddelikheid. Maar niemand hier weet wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle in die donker doen nie. Niemand weet wie daai huis gebou nie. Niemand weet. Want dit is maklik vir mense om te sê, ek het my huis gebou volgens my lus, my wil in U naam. Ek weet U is nie die fondasie nie, maar ek is nie bereid om my huis laat gaan nie. Ek sê eerder sê, Jesus trek in by my. Jesus gaan nie by jou intrek nie, en hy gaan jou nie volg nie. Hy is die fondasie. Hy sê, vertrou my. Hou op om vir my stink brandofferings te brand in my naam. Hou jou geld as jou hart nie by my is nie. Hou jou kerk nie meer as jou hart nie by my is nie. Doen eerder niks, maar jou hart met my is reg. En as jou hart met my reg is, sal daar werke deur jou vloei, maar jou werke gaan nie jou hart reg maak nie.
Want jou goddelikheid, jou ware verhouding met die Here Jesus kom met daai oomblik van jou keuse. The valley of decision. En jy kan almal flous. Jy kan almal flous. Maar hoe meer ons God ken, hoe meer ons sy maniere ken, sy hart, wat hy liefhet en wat hy haat, hoe meer het ons lief wat hy liefhet, en hoe meer haat ons wat hy haat, met 'n goddelike haat. Met 'n goddelike haat. Nee, broer en suster, kerke gaan my nie nooi om te kom preek nie, want hulle weet ek gaan vir hulle tafeltjies gooi. Ek gaan vir hulle tafeltjies gooi en ek gaan baarde uitpluk. Hou maar eerder daai ou weg van ons af. Yes, yes. Wat as wat ek preek die waarheid is? Want daar's net twee goed wat jy kan doen met die waarheid van die Here. En ek sê dit vir jou terwyl jy asem in jou longe het. Jy voel miskien vanoggend baie sterk en baie heilig, maar kyk na sy woord. Dit is die spieël van jou siel. En ek vra die Here vanoggend dat hy 'n paar mense, ek weet nie wie hy is nie. Ek weet nie wie hy is nie, maar ek weet daar's baie. Ek weet daar's baie. Ek weet daar's baie. Ek vra die Here dat hy daai mense bring tot 'n bietjie van 'n vrees. Dat hulle 'n bietjie hulle verlossing kan uitwerk met bewerasie en besef waarvan hulle gered is in Jesus. Want as jy weet waarvan jy gered is, gaan jy nie meer so vasgevang wees in hierdie ongoddelike, siek, satanistiese anti-kris wêreld nie. Jy gaan nie meer comfortable wees nie, my vriend. Jy gaan hardloop en blaf soos 'n mal hond en ophou voorgee soos 'n leeu. Want daar's een leeu, my broer, is die leeu van Juda. En ek kan vir jou vanoggend sê, al wat die anti-kris doen, want ons lees, hy's ook 'n brullende leeu. Al wat hy doen, anti-kris beteken meer as een ding. Anti-kris beteken die vervanging van iets. Teen iets. Hy mimiek. En sy kinders gaan hom mimiek. En sy kinders gaan nie, jy gaan nie weet wie sy kinders is nie, want die woord sê vir jou wie se kind jy is. Wie se wil dink jy is dit, dat jy niks in jou het wat jou bring tot stilstand en stil te raak voor die Here en weet hy's God in sy woord nie? Hoekom dink jy gaan soek mense externe revelation? Hoekom dink jy toets hulle nie die gees dit in die bron van waarheid nie? Baie gaan 'n vorm van goddelikheid het. Moenie dink omdat jy mense sien wat demone uitdryf, wat manifesteer, hulle is kinders van God nie, want hulle gaan voor die Here staan en sê, Here, ek het in die naam duiwels uitgedryf. Dis nie eens goed genoeg nie. Al die werke in die naam van die Here, want ek sê vir jou, tot die duiwelse kinders kan bonatuurlike tekens verrig. Die valse profete kan ook bonatuurlike, wat meen jy? Selfe storie, lees jou Bybel. Wat het gebeur toe Moses hy staf gooi? Wat het die towenaars van Egipte gedoen? Hulle staf het ook in slange verander. Sulke dinge, né? Maar op die einde staan God se woord en ek gaan afsluit met daai woord vanoggend. En dit mag miskien wees die laaste keer wat jy dit hoor en miskien die laaste keer wat ek dit sê. Wie weet, my oog is op die ewigheid. Ek verwag wat moet verwag word in hierdie wêreld. And I close over with Jeremiah 23. Thus says the Lord, for you will no longer remember the oracle of the Lord, because every man's own word will become the oracle. And you have perverted the words of the living God, the Lord of hosts, our God. The grace of our Lord, so that we can overcome and be free from sin. Amen.